gedagte nommer 1, besef net hierdie ding. Almal van ons gaan deur krisisse. Almal. Een of ander tyd gaan almal van ons deur die een of ander krisis gaan. Moet dit nie persoonlik opneem nie. Okay? Wanneer jy deur 'n krisis gaan, ek dink baie keer neem ons dit heeltemal te persoonlik op. As ons net die gedagte het van hoorie, dit gaan met almal van ons gebeur, dis meer wat ons daarmee maak en wat ons doen terwyl ons daar is, as die feit dat ons deur dit gaan. Maar aan die ander kant moet ons dit baie persoonlik opvat. Ek moet my krisis persoonlik opvat en ek moet dit na die Here toe vat. So kom ons kyk 'n bietjie daarna. In Jona 2:2 het Jona gesê, in my nood het ek wat gedoen? Ek het tot die Here geroep. Ek het tot hom geroep. Dis wat ek moet doen. En hy het my gebed. Baie mense se gebede word nie verhoor nie. Wel, blootheid omdat hulle nie in die eerste plek gebid het nie. Hulle ken nie die Here in hulle krisis nie. Hulle sê, Here, ek sal U roep wanneer dit nou regtig nood is. En dan sit ek maar in die vis se maag en ek hou uit. Nee, ek moet na hom roep en die Here sal verhoor. Diep in die doderyk het ek hulp gevra en U, Here, het my gehoor. En dan vers 6, ek het afgesak tot by die fondamente van die berge. Die aarde het vir my altyd toegesluit. Ek weet nie wie van julle voel ook so nie. As jy 'n fliek kyk waar iemand besig is om onder die water te wees en besig is om te verdrink, dan voel jy verdrink ook. Wie van julle kry ook daai sensasie van as jy iemand sien onder water, dan voel jy ook sommer benoud. As ek hierdie lees, dan raak ek sommer ekstra benoud vir Jonas se plek. Nee, hier's die ding. Almal van ons gaan van tyd tot tyd deur 'n storm gaan. Okay? Almal van ons gaan van tyd tot tyd op 'n boot wees wat deur rowwe waters gaan. Almal van ons gaan van tyd tot tyd ook in die see gegooi word. Is dit as gevolg van ons eie te doen? Is dit gevolg van iemand anders se te doen? Of almal van ons gaan in 'n vis sit een of ander tyd. Een of ander tyd. En hier moet ek net die ding uitsit. As jy in 'n vis is en dit was nie as gevolg van jou te doen nie, dan moet jy daai net vir die Here gee en sê, Here, ek sal gaan waar U my lei. Want die Here bring nie sommer net iets oor 'n ou se pad nie. En ons lees in hierdie gedeelte, die Here het die storm gebring, die Here het die vis gestuur. Die Here bring nie net goed oor jou pad verniet nie. As dit nie is as gevolg van iets wat jy verkeerd gedoen het nie, dan moet jy jou vertroue juis in die Here stel. Dan moet jy juis vir die Here sê, Here, ek wil nou geset volgens U woord handel. Ek wil nou geset Jesus vir die mense om my wees wat my kan sien. Dis die ding. That's your time to shine. En jy moet dit besef. Enige ou kan die Here dien wanneer hy sy 60 miljoen rand in die bank het en met sy rooi Ferrari in die straat ry. Snaaks genoeg hoe min mense dit doen as hulle daar kom. Maar ek en jy moet die Here kan dien ook in die vis. Amen. Ons moet dit doen. Maar kom ek waarsku jou teen sonde, want sonde maak dood. En ek dink nie ons besef hoeveel skade sonde doen nie. Baie keer terwyl ek besig is daarmee, dan dink ek kan hiermee wegkom. Ek kan hiermee wegkom. Baie keer terwyl ek besig is daarmee, dan dink ek, dit sal nie so groot effek hê nie. Eers later aan, dan sien ek wat sy effek het. En die Bybel waarsku ons uitdruklik. Romeine 6:23. Die loon wat die sonde gee is die dood. Jy kan nie wegkom met sonde nie. En daai besluit kan ek nie neem terwyl ek my sonde doen nie. Ek moet daai besluit neem hier, nou, waar ek voor die Here is en waar ek veilig is om te sê, hoorie, hier is die pad van die dood. So hy sê, dis die pad van die dood, die genadegawe wat God gee is die ewige lewe in Christus Jesus. Baie duidelik is daar twee kante. Daar's die pad van die dood en die pad van die lewe. Waar wil die Here jou hê? Hy wil jou op die pad van die lewe hê. En dan Johannes 10:10 is 'n baie ou bekende. 'n Dief kom om te steel en te slag en uit te roei. Nou hoorie, as jy nou, ek weet nie, as jy op die R300 ry, nê, en jy besluit nou langs die pad daar, ek gaan nou eers 'n koffiebreek vat en jy stop daar langs die R300. En ek kan nie aan 'n beter illustrasie dink nie. En jy staan daar uit en jy sien hierdie mense hier en jy vra, kan ek vir julle koffie skink? Dan is die kans goed dat jy huis toe gaan loop. Want jy posisioneer jouself, sonder jouself van jy gaan nie eens 'n Uber kan bel. Jy posisioneer jouself om skade te ly. En dis wat ek doen as ek sonde doen. Ek posisioneer myself. Dis nie die Here wat my straf nie. Dis ek wat my doelbewus op 'n plek sit. Ons het altyd met die Here gesê, hoor jy, as Satan jou in die hande kry, kou hy jou soos popcorn. Jy kan nie teen hom in opstand kom as jy in sy den is nie. En hierdie is waarteen waarsku. Daar's 'n kant van lewe, maar daar's 'n kant van dood. Daar's 'n kant waar ek myself posisioneer. En hier's die ding, as ek voortgaan met my sonde, wat ek weet die Here wil nie ek moet doen nie, dit breek my huwelik. Dit breek my huwelik. Dit breek my verhoudings. As ek sekere sondes breek my gesondheid af. Dit verwoes my finansies. En die vraag wat ek moet vra is, ek moet kyk, en ek het dit al vir julle gesê, maar ek moet kyk in my lewe, wat is ek besig om te oes? Wat is ek besig om te oes? Want dis wat ek gesaai het. Ek oes net wat ek gesaai het 6 maande terug.
en onkruid kom ongelukkig vinniger op as vrugtebome. Weet nie of julle saamstem nie. Onkruid is onmiddellik. En wanneer ek opmors, kom daai goed op. So ek moet vra, wat sien ek in my lewe en watse regstellings moet ek maak?